Right, so ons gaan nou in die winter in. Nee, ek lieg. Winter is al lekker hierso. So, ek praat hierso met MP. Hy gaan my meer vertel hoe werk sy boerdery aan die beeskant en waar voegsaam staan voere vir hom waarde toe spesifiek. Ons kyk 'n bietjie winterlekke, al daai lekker nommers, jy weet dit wat jy nodig het. Die oomblik as hy hoe sê hulle as die nutriënte 'n bietjie knyp. So, kom ons luister. MP, hoe lyk dit? Goed met jou, Choopie. Nee, wat doodstil rustig. Right, jy is hierso in die Cornelia area. Nou vir die ouens wat nie weet, waar's dit nie? Iewers tussen Villiers en Vrede, nê? Ja, Daarom. Frankfurt, Vrede, Villiers, ja. Sê vir my, jou beesboerdery komponent, vertel my gou vinnig, hoe pas hy in jou boerdery in? Hoe benader jy die besigheid? Choopie, ons is nou Noordwes Vrystaat en ek dink die hele Hoëveld het maar min of meer dieselfde resep. Ons het 'n veefaktor en 'n saaifaktor wat 'n belangrike rol speel. En ek dink 'n groot deel van my liefde lê by die beeste. En so by ons speel beeste 'n baie groot rol. In ons areas het jy net beperkte dele wat lande kan wees. Die meerderheid is maar weidings en ek dink dis hoekom vee in ons area so groot rol speel. Nou, verduidelik my gou 'n bietjie, hoe werk jy met die veekant? Want ek sien hier's 'n klein huisie vol bulle wat hierso rondcruise. Hoe presies lyk jou opset in terme van jou speenkalvers en al daai goeders? Hoe werk jy die besigheid? Okay, Choopie, ek dink 'n groot gedeelte van ons goed is maar speenkalf verkope. So Ja. Ons produseer speenkalvers en dit is maar ons hoof produksielyn wat die vee betref. Maar dan is 'n gedeelte, die ander gedeelte is genetika. So ons steel ons eie bulle en vroulike diere, hou die beste van die billetjies. Ons fokus baie op om op die beste bulle moontlik te koop en dan 'n baie groot deel van ons kudde se goed is skaai. So ons skaai gaan soek die beste saad, moontlike saad. Ons doen dan DNA op al die verse en die billetjies wat ons hou om vaderskappe te bepaal. Ons doen dan die vaderskap as ons die resultate terugkry, dan weet ons wat se lyne om op wat se verse te gebruik, wat se billetjies wat ons terughou kan ons op wat se koeie gebruik, ja. En okay, so eerste ding wat jy vir my wil sê is jy moet seker maak jou genetika is reg. Daar's jou eerste plan. As jy swak genetika begin, is jy klaar geskroef, nê? Ja, definitief. En dan kom ons nou by die kosbesigheid. Nee, nou okay, ons gaan nou lekker dik in die winter in. En ons weet mos nou veral as jy nou na die einde toe kom, dan begin die kos mos nou al sy voedingswaarde neem af en al daai tipe van goed. Verduidelik my 'n bietjie, hoe lyk jou winterlek program en wat doen jy vir wat? Van jou bulle af tot jou koeie, tot jou speenkalvers, hoe maak jy? Okay. Ons het verskillende groepe, Choopie. Ons verse kalf vroeër, ons verse kalf van Junie af en dan ons koeie begin Augustus kalf. So daai groepe is apart. Dan het ons die eerste kalf groepe wat ons apart hou. My koeie wat vir die tweede keer kalf hou ons apart en dan van daar af is hulle saam. En dan die bulgroepe en aan die ander kant speenbilletjies word apart gehou. En dan 'n jaar oud billetjie, 2 jaar oud billetjie, volwasse bulle. So dit verskil. Maar in ons area, sê nou maar hier van Maart, April af begin ons veld afgaan. So kom ons uit 'n somerlek het waar jy sê nou maar 'n produksielek kon gegee het of 'n reproduksielek kon gegee het of 'n fosfaatlek, dan gaan ons in 'n oorgangslekfase in, is 'n oorgangsstadium waar jou gras se gehalte begin val. En van daar af gaan ons na 'n winterlek toe. Dan hang dit af wat is ons behoefte. Is wat loop hulle? Loop hulle op sojalande, loop hulle in die weiding, loop hulle op mielielande. So daar's 'n produk by saamstaan wat redelik als dek. Wat lekker is vir my is elke plaas en elke deel verskil. So daar's nie 'n resep nie, daar's nie 'n ding wat werk wat sê ek doen op als dieselfde nie. So wat lekker is, saamstaan kan jou grasse en goed kom ontleed en dan jou behoeftebepaling doen. Het jy waar lê jou behoeftebepaling? Is dit energie, is dit proteïene, is dit mikro's, is dit fosfate, is dit kaliums, wat kort in jou veld? En dan kan hulle dit vir jou aanvul met die lek, die byvoeding wat hulle jou gee. Want soos jy nou sê, jou genetika speel 'n massiewe rol, maar jy kan die beste genetika in die wêreld hê. As jy hulle nie op 'n goeie weiding of met goeie lekke sit nie, dan verloor jy daai komponent en jy gaan nooit die maksimum uit daai dier uit kry as jy nie die regte byvoeding op die regte veld gee nie. Want by ons, ons veld is 'n gemengde veld soet en suur, maar neig meer suur toe. En ons het 'n groot tekorte in die winter. En sonder 'n byvoeding sal jy nie resultate in ons area kry nie. Nee, want wat jy nou sê is, ek meen die genetika is belangrik, maar dit is eintlik maar net jou potensiaal op die einde van die dag. So. En jy gaan nou amper terug en jy bestuur jou hele
ek wil nou amper sê bestuur jou veld, maar jy bestuur jou hele voedingsprogram om te weet wat is jou tekorte wat jy basies het dan nou in die veld en hulle help jou daarmee. So jy bring nou eintlik half die hele presisie boerdery ding wat jy aan die saaikant doen, die regstellings in die grond te maak en presisie kunsmisprogram te volg, doen jy nou aan hierdie kant net en is maar basies dieselfde. Jy gee dan maar net die voeding in die omstandighede wat jy om nodig het, weet jy right, wat moet jy waar gee om aan te vul en want 'n sekere gedeelte kry jy semi-verniet, kom ons sê gras of jou sojaboonreste of jou mieliereste of wat ook al die geval mag wees, maar hy bring vir jou iets na die party toe, maar jy moet dan iets anders aanvul en dit is wat saam staan op die einde van die dag vir jou nie. Dis nie net 'n shotgun approach nie, jy kom nou met 'n sniper in, is ek reg? Net so. So wat vir my spesiaal is van saamstaan is, hulle kom kyk wat jou behoefte. Kyk wat het jy, watse bale het jy, watse aangeplante weidings het jy, hoeveel lande het jy, hoeveel sojas, hoeveel mielies en volgens dit sit jy om 'n tafel en jy maak 'n program en jy sê maar dit is my tekorte of hier moet ek aanvul of daar moet ek aanvul. Dit is wat ek nodig het en hulle doen dit vir jou. Soos jy nou sê, dit is nie net skiet in die donker nie. As ons iets doen, dan weet ons presies wat is die rede hoekom ons watse produk gee. En kyk as ek na hierdie diere kyk, nee, hulle blink dan vir jou wragtig mooi in die son, of die son is net presies reg. Ek is nie seker nie, nee. Maar dit lyk ongelooflik mooi hierso. So jou ervaring, ek weet nie hoeveel jaar is jy nou al by hulle wat jy hulle goed te doen? Meer as 10 jaar, Choopie. So ek koop al meer as 10 jaar by saamstaan en wat vir my lekker is, ek kan week tot week beplanning vir hulle deurgee, want jou behoefte verskil. En hy verander. Hy verander. So ek kan 'n kort kennisgewing kan ek 'n verandering maak en hulle help jou daarmee en jy sien 'n behoefte raak of jy sien maar jy wil die ding liewer so intoe skuif en jy het 'n ander produk nodig om dit vir jou te kan doen en dit kan hulle vir my bied. Hoe sal jy sê het dit die winsgewendheid van jou beesboerdery beïnvloed deur met hulle besigheid te doen die afgelope 10 jaar? Choopie baie want die groot ding vir my is hulle produkte wat hulle vir jou gee is 'n mieliebasis of die meeste van die goed wat ons in die winter gebruik is mieliebasis waar baie van die kompetisie is molassa basis. Maar ek self produseer mielies. So ek kan my eie mielies deur dit stuur. Waar as ek 'n molassa basis koop ek iemand anders se suikerriet. Waar 'n mieliebasis kan ek my graan inry so intoe hulle gebruik my eie graan so ek betaal maalkoste en dan die res van die produkkoste betaal ek wat 'n groot verskil maak. Jy sien van daai werk want jou suikerriet, hy moet nog eers met water, hy moet nog eers water bykry en dan moet hy nog aangery kom hier na toe op die einde van die dag voordat jy hom gebruik en dit voel vir my amper half asof jy weet, dit is amper mal, wat is suiker op die einde van die dag, dit is niks anders te Ja. Dit gee jou daai quick burst, nee, maar jy het nie daai bietjie meer langer bene as dit kom met die voeding en al daai tipe van goeders wat molassa versus 'n ding soos mielies en al daai tipe van goed. Dis net my persoonlike gut feel, ek mag verkeerd wees. Ja, kyk, molassa het sy plek want as jy 'n produk het wat nie smaaklik is nie, dan sit ons molassa by om die smaaklikheid en by inname te lig. So sekere produkte wil jy sekere inname hê en dan kry jy dit nie noodwendig met 'n mieliebasis nie. Dan sit ons molassa byvoorbeeld by en molassa bring sekere goed tafel toe. Ek skiet dit nie af nie. Mens het hom nodig, maar in my praktyk soek ek 'n mieliebasis produk wat ek kan bestuur en ek kan my eie mielies deur die ding sit. Dit maak 'n groot verskil en dan die ander ding is as jy dag tot dag bestuur kan maak. Sê nou maar ek koop by 'n ander maatskappy nê wat in die verlede gebeur het, daar kom sê nou maar 2 of 3 links met dieselfde produk. Dan voer ek daai produk tot hy klaar is. Of die seisoen nou verander het en of die seisoen teen my speel of vir my speel. Ek het die produk gekoop. Ek sit met sê nou maar 1000 of 2000 sakke. Jy moet hom nou maar vat en deurtrap. Hulle gaan hom nie terugvat nie. By 'n maatskappy so saamstaan as my behoefte verander, gee ek dit week tot week deur. Daai vragte kom week tot week in. Elke week kom my lorries is geskeduleer, kom my lorries, so daai lorries kom in. Elke week sê nou maar op 'n Woensdag of 'n Donderdag gee ek my bestelling vir volgende week en dit word volgende week kry ek daai produk wat ek hierdie week bestel het. Dit klink vir my soos ongelooflik baie ekstra werk, is dit? Dit is Choopie, maar dis maar of jou liefde of is nie jou liefde nie. As jy nie lief is vir vee nie, gaan dit soos baie werk voel. Ek is baie passievol oor beeste, so vir my is dit nie werk. Ek sien 'n tekortkoming in iets of ek sien dit die veld gaan af of ek wil 'n trop skuif of ons gaan na 'n ander plaas toe en ons het 'n ander behoefte. Ander trop het verskillende behoeftes. Sê nou maar in my KI program.
dan verskil my behoeftes van sekere troppe na ander troppe toe. En as ek onseker is oor iets, dan kontak vir Saamstaan, vir Rodou, vir Dewaltel en hulle kom en hulle is die kundiges in die gebied en ek weet dit wat ek dan vir my diere gee, want dit kos my 'n klomp geld om dit te kan doen, wil ek weet ek gee die regte ding. En ek kan met eerlikheid sê die produkte wat aanbeveel word, die innames wat aanbeveel word is konservatiewe innames, konservatiewe produkte met 'n baie goeie prys en ek baat daarbey. Ouens klaar in die beesbedryf, nee, baie van die goeders is nie meer winsgewend en nee. Sit ons in 'n plek waar jy dieselfde effort, want ons wil ekstensief net gaan en die goeders in 'n veld injaag en al vergeet van hulle, nê. Is ons verby daai punt in Suid-Afrika, nê, waar jy net dit kan doen. Jy moet baie meer let op wat is jou natuurlike hulpbronne rondom jou en hoe vul jy dit aan om op die einde van die dag nie net daai 80% it's just not good enough anymore. Ja. Ons moet by die 90-100% van die potensiaal uitkom. Ja, ek stem 100% saam. Daar's 'n paar faktore wat daai vir my beïnvloed. Eerste is grondpryse, raak baie duur. So om jou grond af te betaal, kan jy nie moet sê nou maar 60 of 'n 70 of selfs 'n 80% dragtigheid en speen sit nie. Dit raak net nie goed genoeg nie. Jy moet op 'n manier dit kan betaal en dan weer speel 'n massiewe rol. Soos jy moet kan aanpas by dit. As dit baie gereën het, min gereën het, jy moet kan aanpas by dit en jy moet kan planne maak om alles te dek. En dan vir my as jy die voeding vir daai dier gegee het, Choopie, moet jy weet jy gee die regte kos, dat jy innames reg is, dat jy toename tot kalversgewigte gaan kry, byvoorbeeld sê nou maar 'n skoeie met kalvers, dat jy op die einde van die dag die beste kalf kan speen teen die beste gewig, want dan moet jy beklei vir prys om seker te maak jy's winsgewend. As jy dit nie reg doen nie, verloor jy baie geld in die proses. Uitstekend, MP, dankie baie. Right, dit is MP die Jager hierso van Cornelia se wêreld af. Okay, hier is die kort en die lank van die storie, né? Presisie is nie meer net vir saai boerdery nie. Dis actually op jou beeste ook van toepassing en ek dink hier is die tipe van rigting wat jy moet gaan. Jy weet, want baie keer jy het 'n sekere tipe ding in jou veld, jy weet dit natuurlik nie noodwendig nie en jy gee ekstra van daai geld in die water. So, vul jou lekker en al daai goed aan met dit wat nodig is. Linkie bo of hieronder, dan kom julle met Saamstaan in kontak en dan gaan hulle vir julle uitsort. Dis die van Farm Spice af, tot volgende keer. Groete.